As ons nou, daar sê, baie welkom aan al die luisteraars wat ook aanlyn saam met ons kuier op hierdie dag. Kom ons bid net saam. Here Jesus, wat 'n voorreg om in die woord te kan inklim. Wat 'n voorreg om te weet dat hierdie woord is nie 'n boek van 2000 jaar terug nie. Dis 'n lewende en kragtige persoon wat in ons werk, sodat ons ook wil werk. En Here, ons is vanoggend hier om te sê, Here, maak ons bereid te wees om te gaan. Om te doen wat U sê. En Here, daar's soveel wat nog verander moet word in my. Ons almal is maar 'n work in progress. Maar Here, kom vanoggend opnuut en kom skep in die binnekant. Vernuwe ons al nader na die beeld van U Seun Jesus Christus wat ons enigste standaard is wat ons het. Ons vertrou U vanoggend in die naam van Jesus. Amen. Amen. Julle kan julle Bybels oopmaak saam met ons by Exodus 14. Exodus 14. Ek gaan op 'n ander plek begin. Okay. Is dit alright? Ja, 100%. Maar maak ook weer Exodus 14, is reg. Exodus 14 gaan so half die bronteks wees en dan van hom af gaan 'n mens na verskillende ander skrifte toe gaan maak. Ons vat hom. Soos julle weet, is hierdie goed nie geoefen nie. Dis bloot die Here wat 'n skrif werk in die week en ons voel ons wil die skrif saam met julle bedien. So spring rond, blaai rond, praat saam as jy wil saam praat, ons vertrou die Here. Ja, dankie Wil. Ek wil net gou 'n skrif lees in die Nuwe Testament, maar ek wil graag in die Ou Testament, Exodus 14, maar ek gaan voor dit begin in die lewe van Abraham, net om iets te wys en 'n grondlegging vas te lê. Was die afgelope tyd nou natuurlike storms wat deurgetrek het, en daar's mense wat deur storms gekom het, ander storms, nie net natuurlik nie. Daar's mense wat nou in storms sit, en ek het 'n absolute oortuiging in my hart, dat die Here sy liggaam nog in hierdie afgelope tyd wat kom, deur storms gaan neem. Storms wat hy nie vir jou noodwendig voor die tyd gaan sê, gaan kom nie. En jou hart moet voor die Here vir dit gereed wees. Ek is absoluut oortuig van. Die Here is besig om sy liggaam te suiwer, hy is besig om sy liggaam te rig en te bou. En daar sekere goed wat hy nie kan doen op 'n ander manier as net deur storms nie. So ek wil graag 'n skrif net gou lees voor ons nou Nuwe of die Ou Testament, maar in 1 Korintiërs 10 sê na vers 6, en hierdie dinge was voorbeelde vir ons. Nou sing jy dan kwai. Huh? Nou sing jy ding dan kwai. Weer galm my in julle ore. Nog steeds. Sy Ja, beter. Beter, ja. Maar dit sê, en hierdie dinge was voorbeelde vir ons, en dan verwys dit juist terug na Exodus en wat daar gebeur het met die volk Israel. So ek wil maar net vir julle sê dat dit wat ons deel nog steeds van toepassing vir ons lewe is. Vir ons voorbeeldige gees, kinders van die Here vandag, Nuwe Testament, tyd, konteks, maar ons kan dit nie mis nie. Ons kan dit nog steeds gebruik in ons lewe. Ek wil net gou iets vas lê in die lewe van Abraham, omdat dit verskriklik kosbaar is. Sien dit reg deur die Bybel, maar nou werk ons 'n bietjie met die Ou Testament, maar ons kan dit deurtrek Nuwe Testament toe ook. As 'n mens nou gaan kyk in Genesis 11, dan aan die einde van Genesis 11, dan staan daar vers 31, en Terah het sy seun Abraham geneem, en Lot die seun van Haran sy kleinseun, en Sarai sy skoondogter, die vrou van sy seun Abraham, en die het saam met hulle uit Ur van die Galdeërs getrek op pad na die land van Kanaan. En ons lees dit in Handelinge 7, waar God die eerste keer met Abraham gepraat het en gesê het, verlaat jou land, jou familie en jou mense, trek na die land wat ek jou sal wys. So in die begin van hoofstuk 12, dan sê hy dit weer vir Abraham. Maar ek wil hê julle moet net een ding gou raak sien. Abraham was ongered. Dit weet julle mos. Nee. Want Josua 24 sê, Abraham en sy vaders het eers ander afgode aanbid. En Handelinge 7 sê die eerste versie, die eerste 2 verse sê dat die God van die heerlikheid het aan Abraham verskyn. So God het homself aan Abraham se lewe openbaar, praat met Abraham, dit was Abraham se ontmoeting met die lewende God, dit was sy redding. Nee. Die vader van geloof, omdat hy deur geregtigheid
Sy geloof het hom geregverdig. So dis verskriklik belangrik. Dis waar jou lewe begin in Christus. So ek gaan net 'n lyn vinnig deurtrek. As ou nou verder kyk in Abraham se lewe, dan is daar verskillende maniere hoe God hom aan Abraham openbaar het. En in daai verskillende maniere het God sy karakter aan Abraham openbaar. En dit is vir ons verskriklik belangrik, want ek dink baie keer sit ons met hierdie openbaring van God, maar ons het net een deel karakter van wie hy is. So julle gaan baie keer hoor, ek hoor baie mense praat in omstandighede, en al wat ek baie keer hoor is as sê hulle, maar die Here sal voorsien, die Here sal voorsien, die Here sal voorsien, want dis al hoe ek hom ken, is die Here sal voorsien. Maar hy is nie net 'n God wat voorsien nie. So as ons die woorde gebruik, karakter van God, Jakobus, en ons sê, voorsiening is een komponent, hoe verstaan ons as 101, hoe verstaan ons die karakter van Christus, as ons vir mekaar sê, ons het die karakter van Christus nodig, wat sê ons? Nou, ek kom net terug na die lewe van Christus, vir wie hy werklik is, in ons lewe, en daai lewe moet in ons gevorm word. Ek dink dis wanneer 2 Korintiërs 3 ook praat van, soos wat ons aanskou van heerlikheid tot heerlikheid, maar ons word gevorm in die beeld van Christus in sy lewe, in sy karakter van wie hy is. Dink jy ons kan sê, saam met dit, dat as ek saam met iemand groot geraak het, 18 jaar skool gegaan het, of tot op 18 skool gegaan het saam met iemand, en 3-4 jaar later kom iemand by my en sê vir my, hoorie so, Jakobus het so en so gedoen gisteraand. En ek sê vir hom, jong, ek wil nou nie met jou stry nie, maar dit is nie Jakobus nie. Hoe het ek dit geweet? Jy sien, ek het 12 jaar saam met hom groot geraak, of meer. Ek het tyd met hom spandeer, ons het mekaar leer ken. Daai wat jy hom nou van beskuldig, val vir my buitekant die manier wat hy dinge doen. Dit is karakter, buitekant karakter of binne karakter. En wanneer ons dan daai ding verder wat sê, hoor jy, kom ons bel net gou vir Jakobus. Wie hoeveel keer het dit al gebeur dat 'n ou vir my 'n storie vertel, sê ek, wow, kom ons bel net gou die ou. Nee, moenie, nee, kom ons bel hom net gou. Dis mos nou wat gesê word. As jy mos nou dit van hom kan sê, wat jy nou sê, kom ons bel die ou. En praat daaroor. Sien, want dit is maklik om 'n storie oor te vertel en iemand se karakter in twyfel te trek, as wat dit is om vir iemand te vra, hoor, dit is wat ek hoor, is dit waar of nie? Nou, in terme van Christus, moet ons verstaan ook, dat hy het 'n karakter. Sy lewe is sy karakter, en as jy hom leer ken jy sy karakter, en weet jy wanneer jou optrede buitekant sy karakter val of nie. Hoe hy dinge sou sê en dinge sou doen, en die voorbeelde wat hy vir ons gee. Daarom het ons nodig om tyd in die woord te spandeer, sodat die karakter van Christus kan afsmeer op ons. Maak dit sin? Ja, die ander deel is ook waar, want as ons nou vanoggend gaan praat van storms, gaan dit afhang, hoe ken jy vir God en sy karakter in 'n storm? Want dit gaan maak of jy staan of nie. En of jy gaan bly vashou of nie vashou nie. So julle gaan dit sien as ons nou by Eksodus kom. Maar nou het ek hom leer ken. Abraham leer ken hom as 'n lewende, reddende God in sy lewe. As jy nou deur Genesis werk, ek gaan net 'n paar vir julle noem, want ek dink is belangrik. Want dis wat God in jou lewe ook wil doen. Soos wat God die pad met jou kom, is daar een begeerte in sy hart, en dis dat hy homself aan jou wil openbaar vir wie hy is. En hy doen dit vandag in die konteks van Jesus Christus, wat hy aan ons openbaar, wat hy ons gegee, die seun, en in die seun word hy geopenbaar. Maar jou hele lewe lank is dit 'n proses wat nooit tot 'n einde kom nie. En dit is verskriklik belangrik dat ons dit vanoggend vir mekaar sê, want dit het absoluut met storms te doen. Baie belangrik. En ek dink Jakobus, net voor jy die skrif lees, ons sukkel baie keer om te verstaan, dat wanneer ek gered word, en daar 'n werk in my hart gedoen word, en ek kom tot wederbaring, tot wedergeboorte, Johannes 3, waar Jesus vir Nikodemus verduidelik, hy moet weer 'n keer gebore word, is dit 'n geestelike gebeurtenis. My siel, my intellek, my emosie, verstand, my liggaam, selfs die brein ingesluit, waar al hierdie data vasgelê is, vir hoe oud jy ook al was toe jy gered is, word nie geformat die dag as jy gered word nie. Jou besluitneming word nie beïnvloed, jy word nie geoverride deur die Here nie. Jy is nog steeds 'n lewende siel, wat in Genesis staan, God het sy lewensasem ingeblaas in Adam, uit hom 'n lewende siel gemaak. Jy het nog steeds 'n vrye wil om te kies. Nou dit
is wat Romeine 12 van praat, of Romeine 8 wat sê, dit moet hernie word. En daai hernuwingsproses, wat ons noem heiligmaking, is 'n aanhoudende proses, waar die Here deur sy gees wat nou inwonend in jou bly, in jou sielskomponent werk. Redding beteken nie dat 1 Korintiërs 5:7 beteken alles het nuut geword, jou siel is skoon gewas en nou begin jy oor nie, nee, jou gees is gewederbaar. Nou moet jy jou siel elke dag kruis toe bring na Christus toe, sodat hy jou kan help om hierdie intellek, hierdie emosie, hierdie manier van dink te help verander, sodat dit in lyn kan kom met hom. En dis waarmee die Here non-stop met my en jou besig is, as ons hom toelaat. Goed, as ons nou Genesis 12 begin, dan openbaar God hom aan Abraham as 'n God van belofte. En dit is verskriklik mooi. Net so wil hy hom in jou lewe ook openbaar as 'n God van belofte. Want daar sekere beloftes wat die Here vir jou gaan gee in jou lewe, in die pad wat hy met jou stap. As 'n ou nou verder gaan kyk, en kom ons kyk hoofstuk 14 byvoorbeeld vers 18, gaan dit oor Melchisedek, die koning van Salem, wat 'n priester van God, die allerhoogste was. So hier word Abraham in 'n situasie met Melchisedek, en God openbaar hom aan Abraham as die allerhoogste. As jy nou daarna byvoorbeeld sou kyk na 15:1, ek noem net 'n paar, want dit is eintlik vir belangrik. Jy moet eintlik daai studie self gaan doen, want as jy vir Abraham sy lewe vat, dan kyk jy die omstandighede wat God oor sy pad gebring het, en die omstandighede waaraan hy Abraham gebring het, sodat hy hom kon openbaar. So skrikkelik belangrik. 15:1, dan sê hy, na hierdie dinge, die woord van die Here tot Abraham gekom in 'n gesig en gesê, vrees nie Abraham, ek is vir jou 'n skild. Nou, die 53 vertaling sê, en jou loon is baie groot. Die Engels sê, I am your exceedingly great reward. God sê vir hom, Abraham, ek is jou skild, but I am also your exceedingly great reward. So jy moet al die goed vir jouself afvra, ken ek hom as 'n skild? Ken ek hom as die allerhoogste? Ken ek hom as my exceedingly great reward? Wat ons nie materialisties kan sien nie, alhoewel dit materialisme insluit, kan jy dit nie 'n materialistiese stelling maak en sê, om die Here te leer ken, wat baie mense gebruik in teologie, is om 'n visstok te vat met 'n stukkie aas wat ek ingooi in 'n gemeenskap en sê, wil jy al jou probleme moet uitgesort word, kom na Jesus toe. Nou kom hardloop almal na Jesus toe vir die lokhaas, maar hulle leer ken hom nie vir wie hy is nie. Want hy's ook 'n God wat gee en neem. Hy vat weg wat nodig is by jou, wat nie pas by sy karakter. Julle ken die storie van Michelangelo, né? Toe hy die Dawid beeld gemaak het, toe vra hulle vir moeder die Dawid beeld gekap. Toe sê hy dit alles weggekap wat nie soos Dawid gelyk het nie. Dis wat hy gedoen het. Hy het 'n prentjie van Dawid in sy kop gehad en alles weggekap wat nie soos Dawid lyk nie. En die Here doen dieselfde. Hy vat weg in my en jou wat nie soos hom lyk nie. En daarom as ek hom wil leer ken in al sy karaktereienskappe, moet ek hom toelaat om by my weg te vat wat nie pas nie. Goed. As jy 17:1 byvoorbeeld kyk, dan sê die Here vir hom, ek is God die Almagtige. Openbaar hom aan Abraham as die Almagtige. En as jy nou daarvan af sou voortgaan, jy kan nou, ek noem net 'n paar. Hoofstuk 19 gaan oor die uitwissing van Sodom en Gomorra. So ek wil gou net 'n vraag vir u vra hierin. Want hier openbaar God hom aan Abraham as God die regverdige regter. Ken jy hom so? Ek gaan gou 'n stukkie vir julle uit my eie lewe net baie vinnig vertel oor dit. Want daar sekere karaktereienskappe van God wat dit vir my voel ons van af wegbeer, ons wil hom nie so ken nie. Maar jy kan nie, want jy bou verhouding, as ek met bouverhouding bou ek met die hele bouverhouding. Nie net met sekere dele van 'n moeilike naam om met bouverhouding te bou. Bou nader, bouverhouding. Ja, bouverhouding. Maar daar's 'n paar jaar gelede is daar 'n motorongeluk in Louisfontein, 'n 24-jarige jong boer. Uit die sonoggend, hulle die aand braaivleis gehou by die hotel of iets van die aard, en in die oggend vroeg toe ry uit plaas uit, net by die dorp gebly. En seker so 4 km buite die dorp, ry jy oor 'n laagwaterbrug en dan klim jy 'n hoogte, maar hy so 'n draai na links, en by daai laagwaterbrug het hy oor die brug gery, en die volgende oomblik daar lê nie 'n swart merk nie, het hy net die pad verlaat,
En vir 120 meter, glo my, want ek het dit gaan aftree, vir 120 meter het 'n rypvoertuig net so skuins teen daai wal gehou. Hy kon hy bakkie net teruggebring het, weer terug op die teerpad. Net so vir 120 meter in die volgende oomblik af teen die bal, die voorneus het gaan vassteek, hy en die hond was al twee voor in die bakkie, bakkie het omgeslaan, al twee dood. 24 jaar oud. En ek ry uit en ek gaan staan by daai ongelukstoneel, en ek dink, Here, maar hoe is dit moontlik, as ek net bloot met my oog kyk, iets maak nie vir my sin nie. Hy het nie rem getrap nie, hy het nie niks nie, alleen niks merk nie, hy het 120 meter reg het, hy kon hom net teruggebring het pad toe. En ek ken sy ouers, en die Here lê 'n woord in my hart oor sy ouers, wat ek moet gaan bedien, en ek staan daai oggend daar, en ek kyk na die ongelukstoneel, en die volgende oomblik terwyl ek daar staan, en met die Here praat, kom Levitikus, ek dink is 9 en 10 in my hart. Nou, Levitikus 9 en 10 gaan oor Abihu, Nadab en Abihu, die twee seuns van Aaron, wat vreemde vuur voor God se aangesig gebring het, en die Here verteer hulle met vuur. En dan sê Moses vir Aaron, jy treur nie, as jy daai hele stuk gaan lees, dan moet jy sekere klere aantrek, wat gesê het, hy gaan treur, dan sê Moses vir Aaron, jy treur nie. Hoekom moes Aaron nie getreur het nie? Oor sy seuns nie. Want as Aaron getreur het, het Aaron vir God gesê, u oordeel is nie regverdig nie. En daai oggend sê die Here vir my, jy treur nie, anders sê jy my oordeel is nie regverdig nie. En dis die deel van die Here wat ons baie keer niks van wil weet nie. Maar dis die deel wat ons ongelukkig ook mee verhouding moet bou, om dit te verstaan wie hy is. So jy kan nou verder gaan deur Genesis, daar's nog sulke gevalle, baie bekendes wat julle ken van, waar hy vir Isak moes offer, moeilike omstandigheid wat God vir Abraham inbring, om sy seun te gaan offer. Ek dink nie een van ons gaan dit sommer net doen nie. En Abraham bly doodstil, ek dink hy het eers vir Sarah gesê nie, want hy het geweet, hy gaan bitter moeilikheid by sy vrou hê. Sy vir haar sê wat hy moet gaan doen. Vat die seun gaan, en jy weet wat gebeur het, en sy vertroue in die Here om te sê, die Here sal voorsien. Die Here sal vir ons 'n offer voorsien. Dis een van die mooiste voorbeelde van om te vertrou op sy voorsiening, want dit was voor die krisis gebeur het. Dis nie terwyl die krisis gebeur het of agterna nie, dis voor die tyd. So ek sê, maak nie saak wat gaan gebeur daarvoor nie, ek vertrou die Here hier al vir sy voorsiening wat daar moet plaasvind. En dis 'n groot probleem, want jy kry mense wat hier dit sê, maar die Bybel sê, julle eer my met julle mond, maar julle vervloek my met julle hart. Wat beteken, jou mond kan iets sê in die openbaar om mense te please, maar jou hart glo dit nie werklik nie, want die werklike uiteindelike bewys dat jy glo gaan gebeur as die saak plaasvind, as die krisis opduik, dan wys dit of jy glo of nie. Die twee tye in jou lewe wat die karakter van jou en die Here, of net jou nou baie duidelik in jou lewe wys, is wanneer dit met jou baie goed gaan en wanneer dit met jou baie sleg gaan. Daai twee tye kan jy dit nie wegsteek nie. Hier in die middel kan jy dit lekker fake as jy wil, maar as dit regtig sleg gaan of regtig goed, dan sien 'n mens, okay, is dit maar net mooi weerspraatjies, godsdiens, of is hier 'n werklike verhouding met die Here? Dit wys onmiddellik. Ek dink die ding wat ek net daarmee wil saamvoeg, maar sommer net oor Abraham en Isak, is dat God het vir Abraham 'n belofte gegee voor hy Isak moes gaan offer. En jy ken daai belofte. En ek wil net gou, want ek gaan later daaroor iets sê, nie op hierdie oomblik nie, maar ek wil net hê ons moet onthou dat die Here kan vir jou sekere beloftes gee, en die Here kan jou lei in 'n rigting. En ek gaan net nou iets daaroor sê, want dit is verskriklik belangrik vir ons in 'n storm om te verstaan waarmee is God besig. So hou net daai gedagte vir 'n oomblik, dat die Here het vir Abraham 'n belofte oor Isak gegee, en nie moet hy die belofte wat God hom gegee het gaan doodmaak. Nee. So julle ken die verhaal, ek gaan nie verder daarin nie. Lees verder daai hele Genesis deur oor Abraham se lewe, dan gaan kyk julle, die ding wat ek net wil vas lê is dit. As ek 'n storm instap, is God se bedoeling dat hy al voor dit in my lewe homself begin openbaar en uitwerk in sy karakter, dat ek in daai storm staande kan bly. Dit is verskriklik belangrik. Ek dink dis 'n deel wat ons as die gemeente van die Here Jesus baie keer mis. Right, Exodus.
Kom ons gaan na Eksodus toe. En ek gaan net iets sê weer oor die belofte wat die Here gee in ons eie lewens afgelope tyd net iets daaroor. Maar ek gaan dit net eers laat hang 'n bietjie. Eksodus 14. Eksodus 14. Eintlik kan ou seker in Eksodus 13 die laaste stukkie begin, maar jy ken die verhaal baie goed. Dis waar die Here vir Moses gestuur het om vir Israel uit slawerny uit te lei uit Egipte. En dan gee vir hulle hierdie teken van die wolkkolom en die vuurkolom. Jy kan nou as jy iets wil bysê, bou asseblief. Die wolkkolom en die vuurkolom wat voor hulle uittrek, wat vir hulle die pad aanwys. En in dit is 'n ou nog gaan kyk na daai laaste gedeelte van Eksodus 13. So ek gaan net so iets lees want ek dink dit is verskriklik mooi hoe ou dit kan raak sien. Vers 21 staan daar en die Here, onthou nou net hierdie woorde en die Here, want ons gaan net nou iets nog sê. En die Here het voor hulle uitgetrek, bedags in 'n wolkkolom en hulle op die pad te lei en snags in 'n vuurkolom om hulle voor te lig sodat hulle dag en nag kon trek. Die wolkkolom het nie bedags in die vuurkolom nie snags voor die volk gewyk nie. So in dit word God vir hulle 'n leidsman. Hy lei hulle. Wat 'n herder is. Wat 'n herder is. Want 'n herder stap voor sy skape, nie agter nie, voor. So die Here is hier die leidsman, die herder, hy lei hulle, né? Vandag word ons nou deur die Gees, Romeine 8 wat praat van ons word deur die Gees van God gelei, is maar dieselfde, so moet dit nie mis nie. Ek wil net gou voor ons nou verder gaan in hoofstuk 14, wil ek die volgende, julle moet net gou twee goed daar sien. Vers 17 staan daar, Farao die volk laat trek uit die land uit, né? Ja. Het God hulle nie op die pad na die land van die Filistyne gelei nie, alhoewel dit nader was, want God het gesê die volk het dalk berou, kan dalk berou kry as hulle oorlog sien en dan teruggaan na Egipte. Ek wil julle moet die hart van God binne in daai vers raak sien hoe hy sy volk lei, maar hy lei hulle nie onmiddellik in die storms en in oorloë in nie. Want hy het geweet. Daar's 'n ander manier wat hy met hulle wil kom voordat die oorloë sou ingaan. Verskriklik belangrik, né? Ook nie die kortste pad nie, wat daar staan. Dit is nie die kortste pad nie. Glad nie. Want die kort paaie in die lewe is die cheat codes, die ouens wat games speel. Die ken julle die cheat codes? Dit beteken jy wil nie deur die moeilike omstandighede gaan nie, jy wil dit omseil, jy wil die maklike pad vat, die vinnigste pad, die beste pad vir jou. Maar dis nie noodwendig God se pad vir jou nie. God het nie vir hulle gevat op die kortste of maklikste pad nie, hy het hulle gevat op die regte pad. En dan wil ek net hê julle moet in vers 18 raak sien, daar staan dat die volk was goed bewapen. Hulle was goed bewapen. Dit is kritiek belangrik nou as ons by hoofstuk 14 kom. Julle sien, hoekom ons net daar klem lê. Dan hoofstuk 14, gee die Here sekere opdragte nou aan Moses, hoe hulle moet trek, waar hulle moet omdraai, waar hulle moet staan, en al die goed, julle ken dit. Maar dan in vers 4 is 'n geweldige ding. Vers 4 staan, en ek sal Farao se hart verhard, dat hy hulle agtervolg, en ek wil my aan Farao en sy hele leermag verheerlik, en die Egiptenaars sal weet dat ek die Here is, en hulle het so gedoen. Dit is 'n verskriklik belangrike vers, want ek wil eens raak sien, storms bestaan uit verskillende goed. Jy het storms waar die Here jou inlei, soos 'n natuurstorm wat kom. Jy het storms wat demoniese storms, dis die werking van die vyand. Maar moenie vir een oomblik dink God is nie in beheer daarvan nie. Want hy is. Nee. En dit sien ons hier ook. God wek die vyand op en sê, trek agter my volk aan. As jy nou hoofstuk 15 lees, dan staan hulle het uitgetrek agter hom hulle uit te wis. Dit was die vyand se bedoeling. So ons het baie keer hierdie gedagte dat God is nie in beheer van hierdie goed nie, hy is vir alles in beheer. En hy gebruik selfs die vyand in jou lewe om 'n storm te bring, om uit te werk wat hy wil uitwerk. Hy is so in beheer, Jakobus, dat in vers 3 het hy geweet, dat as hy vir hulle in vers 2 opstel by hierdie, noem dit dan nou, wat is 'n waypoint in Afrikaans? Nee, maar as hy by hierdie GPS-koördinate, as hy hulle daar opstel, by hierdie adresse, dan gaan Farao dink hulle het verdwaal. Dan staan daar,
Die farao gaan dink hulle is verdwaal in die land, die woestyn het hulle ingesluit. Hulle gaan sê, o nee, hierdie kinders, hierdie spannetjie ken nie ons land nie, hulle het verdwaal, ons kan nou maar aanval. Die Here het dit geweet, daarom het hy gesê, stop daar. Maar in alle menslike oogpunte sou, as jy 'n aanvalstegniek, ek het so 'n bietjie gaan lees oor van die ander ouens se kommentaar, is altyd vir my lekker om te gaan kyk. En van die ouens sê, in oorlogstegniek, is daar sekere goed wat jou vyand van jou weet. En as hy sien jy is de mekaar, dan stryk hy. As hy sien jy beweeg op die regte manier, dan dink hy, o, jy's ingelig, ek moet baie beter aanval. Maar as hy sien jy's de mekaar, jy's verdwaal, dan stryk hy, want 'n verdwaalde en 'n de mekaar stam is makliker om te verower as die wat georden is. So daarom het die Here gesê, okay, ek gaan my volk hier neersit, jy gaan dink hulle is verdwaal, hulle ken nie my land nie, nou is dit die regte tyd om aan te val, en dit gaan 'n fout wees. En dan sien ons daai volgende paar verse, dan trek Farao uit teen die volk. Nee. En dan hier in vers 8 is nogal mooi, daar staan aan die Here die hart van Farao die koning van Egipte verhard, sodat hy die kinders van Israel agtervolg het, maar die kinders van Israel het deur 'n hoë hand uitgetrek. Absoluut onder die beheer van die Here. En dan vers 9 staan dat die Egiptenaars hulle agtervolg en hulle ingehaal terwyl hulle in 'n laag gestaan het by die see, by die Skelfsee, dan nou by Pi-Hagerot voor Baal-Zephon. Nou gebeur hier 'n geweldige ding met die volk. God lei hulle uit. Hy bring hulle by die Skelfsee en hier staan die volk voor 'n Skelfsee en daar's geen weg uit nie. Hulle het nie geweet hoe God die weg uit gaan bring nie. Dit was vir hulle onbekend op daai stadium. Die Here het met Moses gepraat, het seker goed vir Moses gesê, hy wil hulle inbring in die land van Kanaan. Ek dink nie Moses het dalk heeltemal ook geweet hoe dit sou werk nie, maar hier staan die volk deur God gelei voor hierdie toedeur, wil ek amper sê, en die Farao is agter met sy magte en hy trek agter hulle aan. Hulle kan nie vorentoe nie en hulle kan ook nie terug nie. Hulle weet nie watter kant toe nie. Wat die beste aanvalsplek is vir die vyand, want jy's in 'n hoek. Jy's vasgekeer, jy kan nie verder nie. So, dis maklik om jou aan te val en jou uit te wis. Ja. En weet julle wat, baie keer bring die Here ons op 'n plek. Ek dink die grootste fout van ons lewe is om altyd te dink jy te weg uit. Want die Here gaan vir jou op plekke bring in jou lewe in storms waar jy nie 'n weg uit het nie. Jy weet nie hoe lyk die pad vorentoe, jy het geen koek en klou waar in jou pad is nie. Jy staan wanneer die Here het jou hier gebring, jy weet nie verder nie. Ons is mense wat baie keer baie Sien, ons wil versekering hê vir alles meld. Ons wil gemoedsrus hê in alle posisies en ons is bereid om daarvoor te betaal. Sodat ek weet as iets gebeur, dan is ek reg daarvoor. Maar dit werk nie in die koninkryk altyd so nie. Partykeer gaan jou aardse versekering vir jou niks beteken in 'n spesifieke sielsstorm waardeur jy gaan nie. Jy het nie gemoedsrus daaroor die dinge wat gebeur, lewensverlies, enigiets en wat nou? En dis waar die probleem uitkom. Waar staan jou geloof as jy nie weet hoe vorentoe nie? As jy vasgekeer voel in 'n hoek en die vyand bly aanval, wat nou? En Israel het op daai stadium geweet. Daar's net gelees hulle was goed bewapen. Maar Israel dink ek op daai stadium het nie lekker geweet hoe om oorlog te voer. Hulle was nog heeltyd 'n slawerny, hulle was slawe. Hulle het nie oorlog gemaak nie. Nee. En hier staan hulle in 'n hoek gedruk. En weet jy wat, ek wil iets uit ons eie lewe deel die afgelope tyd. Want ek dink dit is belangrik en as ek dink julle ons praat oor goed wat nou net op julle van toepassing moet wees, maar niks op ons van toepassing nie. Die einde Februarie of einde Januarie toe trek ons hiernatoe. Nou die hele ding is nou 'n lang storie, maar toe trek ons hiernatoe, die Here het vir ons 'n woord gegee uit Hosea 4 uit waar die Here letterlik teen 'n muur in Hemlet vir ons bevestig het. Letterlik. Toe ons ry, toe staan die woord, bou hulle dit nou gesien, in groot blikletters geskryf teen 'n muur uit Hosea 4 uit. Die Here kon dit nie vir ons duideliker bevestig het nie. Toe kom ons, was nou 'n Woolsley bly, 4 dae voor ons trek het ons nog nie blyplek hê. Maar ons weet ons moet kom. En toe werk die Here 'n blyplek uit. Waar ons nou bly. Marel is 'n mediese dokter, sy begin werk vir 'n dokter wat 'n praktyk daar oopgemaak het en die volgende oomblik begin hy verwag hierdie dokter onetiese goed van haar.
onwetlike goed wat sy moet begin doen. En ons sit in 'n situasie waar ons besef, Here, dit kan nie. Ons staan voor U, ons moet aan U getrou bly in dit wat U verlang, al kos dit ook ons grootste verlies aan inkomste. Maar ons het nie 'n keuse nie, ons kan nie hiermee saamgaan nie. Op die einde van die dag sê die Here vir my, ek moet my bruid beskerm. Ek het die oue gesprek, ek sê vir hom, ek gaan nie toelaat dat jy my vrou misbruik tot jou voordeel nie. En toe ontplof 'n bom. Toe lei die Here ons 'n storm in, wat ons niks van geweet het nie. Weet julle wat is die ontzagwekkendheid? Israel trek uit Egipte, uit slawerny. En hulle het hier vooruitsig, want hulle gaan na 'n land, in die lieflikheid daarvan, en al hierdie goed, en daar trek hulle, en hulle is opgewonde. Want die Here neem hulle nou na 'n land, wat oorloop van melk en honing. En hier gaan hulle, en alles lyk of het uitwerk, en alles lyk honkie-dorie. En die volgende oomblik toe, slat 'n storm, toe weet hulle niks wat hulle tref, en hulle weet nie wat aangaan nie. En daar staan hulle. En dit gebeur in ons lewens, seker nou so, bietjie langer as 2 weke terug. En Mariel word se muur afgedank, nie eers in 'n onderhoud nie, sommer in 'n restaurant in Woestyn. Dank hy vir Mariel se muur af, en hy verneder my vrou in die openbaar, soos wat sy in haar lewe nog nooit verneder was. Hy sê vir haar so sleg, dat die eienaar van die restaurant vir hom kom sê, as jy nie nou stil bly en sag tree, gaan ek vir jou vra om te loop. Maar daai middag, kom Mariel by my, sy sê, lief, ek moet hierdie ding hanteer. Want ek beleef die Here sê vir my, wil my deur 'n kursus neem. En toe sy daar uitkom, en sy kom en klim in die bakkie, en sy sê, lief, ek is afgedank. Was my vrou se hart op so 'n lieflike plek, dat sy die Here begin loof het, want sy het gesê, dankie Here vir hierdie stukkie vervolging, wat ek in my lewe kan dra. Daar's broers en susters, wat doodgemaak word vir U naam, wat alles in hulle lewe verloor, wat uitgewerp word uit gemeenskappe, vertrap word omdat hulle Jesus volg. Dankie vir hierdie ou stukkie vervolging, omdat ek vir U kon staan. Maar jy het 'n keuse wat jy moet opweeg teen mekaar. Is jy bereid om alles in jou lewe te verloor en te bly staan by Jesus Christus, en jy stap 'n storm in wat jy nie kan hanteer, en ons sit op 'n plek waar ons nie nou weet watter kant toe nie, vorentoe, terug, waarheen, weet jy. En ek dink is tyd dat ou dit vir mekaar ook kan sê, jy gaan op plekke kom in jou lewe dat jy nie weet watter kant toe nie, maar sê dit. Hoekom is ons so skaam daaroor? Want dan kan ons vir mekaar bid en die Here saam vertrou daarin. Jy sien, die Farao bring die uitweg vir die volk. Die Farao sê, werk vir my. Ek sê van jou, kyk jou kos, werk vir my. Dit spring terug na Genesis, waar die Farao in 'n ander vorm net vir Eva sê, maar kyk hoe lieflik is die vrug. Wil jy nou regtig nie eet van hierdie lieflike boom nie? Gee dit vir jou man, kyk hoe lieflik is dit. Die Farao kom op verskillende maniere, die Satan manifesteer op verskillende maniere om dit vir jou maklik te maak. Buig net voor my, sê hy vir Jesus in die woestyn. Nee? Honger na 40 dae. Hy los hom vir 39 dae uit, maar op die 40ste dag toe hy begin honger word, toe sê hy vir hom, ek sal al maar lankal voor 40 dae honger gewees het. Maar op 40 dae sê hy vir hom, kyk hierso, ek gee dit alles vir jou. Ek begin met die brood wat jy die klippe kan maak, en so gaan hy aan en sê, kyk al hierdie koninkryke, buig net voor my en ek gee dit vir jou. Waar staan jy as kind van die Here dan? Jy staan voor 'n skelfsee. As die volk daar gebuig het en gesê het, ons gaan terug, ons gaan werk verder. As Moses ingegee het, was hulle terug in slawerny, kon die belofte nie uitspeel wat die Here gegee het. Waar staan jy? Gaan jy voort in die belofte wat die Here vir jou gee, of gee jy in omdat dit makliker lyk as om staande te bly? So nou wil ek gou terugkom na wat ek oor Abraham gesê het, 'n woord wat die Here vir Abraham gegee het. Die Here het vir ons 'n woord gegee. En voor dit, toe ons jongste seun Drosdui toe kom, en toe ons oudste seun in Woester kom werk, en toe ons kom met die Here een spesifieke woord vir ons pertinent oor en oor gegee. So ek wil hê julle moet na hierdie woorde oplet wat staan in Eksodus 13:21, en die Here het voor hulle uitgetrek. Die Here het voor hulle uitgetrek. Die Here gee vir ons dit in Numeri 31 vers 8, waar dit sê, die Here trek voor julle uit en hy's met julle, hy sal julle nie begewe of verlaat nie, moenie beangs of bevrees wees nie.
As jy na Abraham se lewe sou teruggaan, jy gaan kyk na Abraham, toe God vir hom gesê het, ek sal jou wys die land waarin jy moet gaan. Toe sê die Here eintlik vir hom, ek sal voor jou uittrek, Abraham. Toe Abraham in Kanaan kom, toe is die Kanaaniete daar, en die engel sê, there was a severe famine. Daar was hongersnood. En Abraham staan in die land Kanaan, en Abraham het seker gedink, nou die Here het nou gesê uittrek, sal my wys, die Here het voor my uitgetrek, nou lyk niks of die Here voor my uitgetrek het nie. En op 'n stadium sê ek en Marel vir mekaar, dit lyk aan nie die Here het voor ons uitgetrek nie. Want toe stort als in duie, wat die een oomblik nog so lieflik gelyk het, en ons sit in 'n storm. En weet julle wat doen die Here in sy getrouheid? Is dat jy het soms 'n opinie en 'n waarneming oor 'n woord wat die Here vir jou gee om te sê wie hy is vir wie hy nie is nie, maar jy dink dis wie hy is. En dan kom die Here in hy storm en dan kom vat hy hierdie woord en dan sê hy, ek wil net jou opinie afbreek. Ek wil net jou eie hart weer op die regte plek bring dat ek vir jou kan wys wie ek werklik is, want so nie gaan jy aanhou met 'n afgod van jou eie hart. Dis die getrouheid van God in 'n storm as hy vir jou belofte gegee het. Moenie jou eie opinie oor 'n belofte, want ons verstaan was die Here trek voor ons uit. So nou gaan alles lekker loop, alles gaan in plek wees en al hierdie dinge. En toe werk dit nie so nie. Maar jy sien Jakobus, is dit nie ook waar dat die Here deur Moses hierdie volk oortuig het met al die pla wat gebeur het in Egipte? Met die belofte waartoe ons op pad is, het hy sy krag en sy mag aan hulle bewys. Ek is nog steeds die God van julle voorvaders Abraham, Isak en Jakob, deurgevat. En toe volg hulle vir Moses uit die land uit. En toe kom hulle voor hierdie skelfsee en hulle sien Egiptenaars agterkom. Kyk vers 11. Wat is die natuurlike ding wat gebeur? Die volk sê, en hulle het vir Moses gesê, het u, omdat daar in Egipte glad geen grafte is nie, ons saamgeneem om in die woestyn te sterwe? Want, wat het u ons nou aangedoen? Dat u ons uit Egipte uitgelei het. Onmiddellik skop die murmurering, die natuurlike ding het. Iemand moet die skuld kry. Iemand moet die blaam dra vir wat nou hier gebeur. Terwyl ons uittrek en terwyl ons die plaas sien gebeur, terwyl ons alles sien wat ten voordeel van ons is dit als okay om die Here te volg. Maar die oomblik as iets teen ons potensieel draai, wow, dan is ons op ons perkie en begin ons met hierdie demanding ding. Ons moet 'n generasie in ons land wat demand. Hulle verdien mos alles, jy het mos die reg tot alles. Hier gebeur dit. Kom Moses, dis jy. Jy het mos nou vir ons uitgelei. So niks van die ander wonderlike goed wat gesien gebeur het. Nee, dis nou jou skuld dat hierdie dingetjie verkeerd is. Verward die mekaar. Waartoe nou? Ek wil julle met die vers 10 ook oplet. Dit wat bou, hoekom het hulle dit begin doen? Vers 10 sê hulle het baie bang geword. Volk het baie bang geword. Nee. En ek wil net gou iets sê oor die storm wat die volk hier beleef het van hulle woorde wat hulle sê oor hulle murmurering. Weet jy, die grootste storm is soms nie buite nie, is daai storm hoe verwoedend. Maar die grootste storms is baie keer die storm in jou hart. En dis waar die storm in die eerste plek moet stilgemaak word voordat die storm aan die buitekant stilgemaak kan word. Want dis wanneer jy al hierdie vrae begin ontwikkel in jou eie hart. Here, hoekom? Here, waarom? Hoekom het dit nou gebeur? Waar is u dan nou, Here? Dis mos nou nie wie u is nie. Hoekom moet dit nou met my gebeur? Hoekom moet dit met ons gebeur? Al die vrae wat in jou hart begin maal is 'n storm. Wie julle het ook aan dat julle iets bitter persoonlik en dan julle dink, Jakobus, jy kan nie eens voorstaan om te deel wat jy nou deel nie. Maar daai aand toe ons so daar in daai restaurant sit en daai ou wat op is aan toe vlieg hy nou op en ek staan toe ook op want ek dink toe gaan my bruid beskerm. Ek was 'n vegter in my oorhede jare. Ek gaan my bruid beskerm en ek staan op. En toe hy opvlieg, weet julle wat die eerste gedagte wat in my hart inkom, nou sê Marika vir my, nee man, 'n mens daal nie tot op die vyand se vlak nie. Lag hom net op. Sorry. Jy daal nie tot op die vyand se vlak. Dis waar, dis reg, Marika, absoluut waar. Maar weet julle wat die gedagte wat in my hart inkom? O broer,
tel jy jou hand op, slaak vir jou vrek soos 'n sleg hond. Dis die eerste gedagte wat in my hart inkom. En ek besef, Here, wow, dis 'n storm wat ontwikkel wat hier moet wees. Want in die storm begin die storm hier binne ontwikkel. En die Here is my so genade, hy het my later so gedruk. Nee. En hierdie storm binne in jou hart is die storm wat God in die eerste plek wil stil maak. En stil kry dat jy nie bevrees raak nie. Want as jy bevrees raak, vrees maak jou lam. Vrees bring jou op 'n plek dat jy later nie meer kan bid oor goed nie. Vrees bring vir jou op die plek dat jy wil hardloop. Vrees stoot jou bloeddruk op. Vrees maak dat jy kan nie die volgende tree sien nie, want al wat jy sien is die probleem. Jy kyk so vas in die probleem, jy kan nie jou oë opslaan in die berg en weet waar jy hulp vandaan kom nie, want al wat jy sien is die berg wat voor jou in die pad staan. Dit letterlik, angs en vrees is iets wat jou totaal al ontwapen. Ja, heeltemal. Gehelemal. En as jy dit nou deurtrek, bou dit in die afgelope tyd, ons het afgelope tyd baie oor Matteus 8 ook gepraat. Want as jy nou Matteus 8 dink, bou dit iets af, weet jy vir verlede Sondag, want ons is nou nie hierdie, maar oor Matteus 8, as jy nou Matteus 8 gaan kyk, sien jy presies dieselfde goed. Nee, as die Here Jesus vir ons voor die tyd, Dis waar hy sy disippels in die storm ingelei, die boot. as die Here Jesus vir ons voor die tyd moes gesê het, ek lei julle 'n storm in, en hoe daai storm gaan lyk, het ons net daar gebly was. Net daar, want dis die geneigtheid. Daar moet daar storms in jou lewe wat gaan kom, maar hy gaan nie vir jou voor die tyd sê nie, want hy weet die gevaar is, jy kan wel omdraai. Dan is daar storms wat hy vir jou kan sê, hier kom 'n storm, jy weet, en hom sê jy dit kan hanteer. Nee. En dis die gevaar, kom 'n sekere storms van jou weerhou en hy lei jou in, maar Matteus 8 doen hy presies dieselfde. Hy trek voor hulle uit, hy klim eers in daai skei en hulle volg hom. En die volgende oomblik is hulle in 'n storm, hulle vaar op daai skytjie, laat dit daar, lekker, rustig, kalm op die see, en die volgende oomblik, nou, verklaarders verklaar dat daar was blykbaar baie demoniese werkinge, dis kom hy toe aan die ander kant, in die besetenis van Gadara vasloop, en hulle beweer dat daai storm wat veroorsaak was deur demoniese aktiwiteite veroorsaak, die storm op hy see. En hier lei Jesus hulle binne in hy storm in, en dit is presies dieselfde. Hier sit hulle, waar hy nou, hier sien 'n weg uit die, ons vergaan, want die bootjie is besig om te sink. Watter kant toe nou? Terug kan ons nie, vorentoe kan ons nie. En hier's Jesus by hulle in die skytjie en hy slaap. Hy's in rus. En dis wat die volkie hier verstaan het. Israel het dit nie verstaan nie. Waar's hierdie God van hulle? Maar hy's dan net daar. En net soos Jesus met die disippels praat of hulle gerus stel, JG? Nee, maak my eers klaar, kom net gaan aansluit vir hulle. Net so sê Moses in vers 13 vir die volk, wees nie bevrees nie. Dis hoekom jy na die Ou Testament kyk en jy sien dit as rigtingwysers na Christus. Moses speel die rol profeties van Christus. Wees nie bevrees nie. Staan vas en aanskou die verlossing van die Here wat hy vandag vir julle sal bewerk. Hoekom? Hy het die belofte gehad. Hy het die belofte gehad van 'n beloofde land wat hulle sal in. As die belofte dan waar is wat die Here sê, hoe kan hulle dan hier vergaan? Dan moet die Here mos 'n plan maak. Al sien ons nie die plan nie, hy gaan die plan maak. Because he makes a way where there seems to be no way. Is dit nie waar nie? Is dit nie wat ons sing nie? Waarvan af kom dit? Dit kom vanuit hierdie tekste uit waar die Here sê, staan vas, jy sien nie die pad nie, ek sien hom, neem net posisie in. Aanskou die verlossing wat die Here vandag sal bring. En in dit doen Moses twee goed wat hy eintlik vir hulle sê. Hy sê vir hulle 1, moenie veg nie. 2, moenie wil weghardloop nie. Want storms kan so raak dat jy wil weghardloop, of soos die storm in my hart gekom het, toe wil ek veg. En dis eintlik wat hy vir daai volk sê. Vertrou die Here, want hy gaan die uitweg bring. Amen. JG? Dis nou toevallig Piers sit hier langs my, want ek en hy chat so lekker. En ek dink iets wat die Here met my die laaste tyd besig was om aan te sluit by dit wat julle nou genoem het van die vrees. Nou, die Here werk my uit Jesaja uit. Nou Jesaja 40 vers 31 sê, wie op die Here wag, herwin hulle krag.
Hulle kry nuwe vere soos arende, hulle hardloop maar raak nie afgemat nie, hulle loop maar word nie moeg nie. En ek dink iets wat die Here vir my kon sê die laaste tyd, jy weet so, jy bid vir 'n antwoord, jy soek 'n oplossing, maar jy kyk na die probleme, Here, jy moet nou kom, jy weet, en jy weet, mense kyk so na die legkaart stukkie, jy kyk nie na die legkaart nie, die Here kyk, hy sien die groter prentjie, en hy weet baie keer hoekom 'n ding gaan uitwerk as dit moet, en ek dink iets wat die Here vir my leer is geduld, want ons soek nou 'n oplossing, en ek dink daai, so in die vrees is om te sê, okay Here, ek gaan saam deur hierdie storm, en ek gaan U vertrou deur die storm, en nou dink ek aan die buffel, dis die enigste dier wat deur die storm hardloop. Jy weet, en hy vat die storm aan. Van al die diere is hy die een wat deur die storm hardloop. Maar ja, dit was vir my nogal 'n stretch, en dis nog steeds 'n stretch, so hou my accountable op dit, en dis iets waar ek en Pierre nogal baie hierdie jaar gepraat het, is om, jy weet, op die Here te wag, en om in moeilike tye nog steeds te sê, okay Here, partykeer vat dit 'n jaar of 2, dis nie partykeer 10 jaar, jy weet, dis nie 'n vinnige antwoord nie. En jy sien, jy gee die skrif wat dit bevestig wat jy sê, is dat die Here het ons nie 'n gees van vrees gegee nie, maar van krag en van liefde, en dan sê die Engels 'n sound mind, né? Daai sound mind of selfbeheersing is direk gelykstaande aan geduld. Dit beteken om vir self tot stilstand te ruk en te sê, wow, jy kan nie in hierdie storm jouself red nie, net die Here kan, so al wat ons kan doen, is om hier te wag. Gaan lees die statistiek van mense wat SOS syne uitgestuur het in noodtoestande, maar nie gewag het waar hulle gesê het hulle is nie. As hulle gewag het daarso, het die lewensredders of whatever hulle kom kry en gered. Maar omdat hulle gedink het, hierdie ouens vat te lank, het hulle begin en hulle het gesterf. Ander opsie probeer oefen. As jy daar die Here roep, wag op hom. Want jy kan nie jouself daar uitkry nie. Dis hoekom sy naam verlosser is. Ons kon onsself nie red nie. Daarom moes God sy seun gee om die werk te kom doen wat ons nie kon nie. Daarom is ons ooggetuies van die verlossingswerk wat hy doen en gee ons die eer van die verlossing terug na hom. Wag daar. In plaas van dat jy probeer om verlosser te speel, en as jy verlosser speel, raai na wie toe kom die eer? Na jou toe. Nee, ek die laaste tyd, die eenvoudigste voorbeeld wat ek gebruik, altyd, en ekskuus, ek noem dit, ek wil dit aansluit, is jy kyk na, ek werk baie met jong mense wat in verhoudings is, selfs ouer mense wat in 'n verhouding gaan en raak hulle moedsbillig vir die tipe verhouding waarin hulle wil ingaan, want hulle wil nie wag. Jy weet, en dan sit jy baie keer met die pop of by die fanstrike en jy sit met iemand wat nie by jou moet wees nie. En ek dink, dis eintlik iets wat die Here my challenge en wat ek in my praktyk kan bring is om vir mense te sê, wag op die Here. Moenie op dit wat jy wil hê nie. Jy weet, selfs as jy 'n hond wil kry. Jy weet, vra vir die Here of jy wat hiernatoe gekom het. Jy weet, wat is die Here se plan met dit? Jy weet. Amen. Ja, want jy sien dieselfde in Abraham se lewe, né? Toe Abraham die moeilike omstandighede sien, toe vat hy sy eie pad Egipte toe. Want dit is baie beter daar. God het nie gesê om Egipte toe nie. Toe trek hy af Egipte toe. En as jy daai hele stuk lees, dan gaan jy sien in Egipte het hy nooit ooit 'n altaar gebou nie, so daar was nooit ooit ware aanbidding nie. Voor dit wel, na dit weer, maar nooit in daai gedeelte nie. Maar weet jy, selfs in dit was die Here getrou want het hom uitgehaal daar. Selfs in dit was die Here nog steeds getrou. Hy het sy eie pad gekies om uit te kom uit die omstandighede. Maar ek wil net iets oor die wag sê. Weet julle dat 'n sinoniem vir wag is om te sterf. En as God bedoel ons moet dood, dan bedoel hy ons moet dood. Ons moet sterf aan onsself. So 'n sinoniem vir wag is sterf, want dis hoekom die Here ons baie keer laat wag totdat alles in jou dood is dat hy kan doen wat hy kan doen en nie jy nie. Wat net hy kan doen. Wat net hy kan doen. Waarom die storme? Dis 'n ander ding wat ek ons sommer net so vinnig. As jy gaan kyk na daai gedeelte oor wat hy van Farao sê, dan sê hy vir Moses, want ek wil my verheerlik. In die storm wil God hom verheerlik. Maar dis 'n ander vraag. Ek wil die vraag net op die tafel sit en net daar los voor ek dit vergeet.
Baie keer as sê ons, Here, maar ons het alles oorgegee. Ons het ons lewe oorgegee en ons het alles wat ons het oorgegee. En dan kom die storm en dan bekommer ek my vrek binne in die storm en ek raak bevrees en beangs en al hierdie goed, want Here, hierdie klomp water wat nou hier afkom, gaan my wingerde wegvat en ek gaan skade ly en al hierdie goed, maar dis dan nie meer joune nie. Hy kan mos daarmee maak wat hy wil, dis aan syne. Dis sy wingerd, sodat hy die skade bring in die wingerd. Dis mos nie meer joune nie. Want anders het jy nog nie waarlik oorgegee nie. Anders hou vas jy nog. Anders is dit nog joune. En ons sê ons baie keer in meesterskap, Here, maar ons bestuur. Jy moenie bekommerd wees oor die goed nie. Jy bestuur dit maar net. Dat die Here uitwerk wat hy uitwerk. Dit is syne. As hy water wil bring wat 'n plaas plat spoel, dis syne laat hy dit dan doen, want hy gaan hom daarin verheerlik op een of ander manier, hoe dit ook al mag lyk. Jy sien, maar ons sit met die konsep. Here, dis my lewensbron, dis my inkomste. As hierdie goed weg is, het ek nie meer 'n inkomste. Dis die een ding wat ek in my eie lewe baie keer vind om die Here weg te doen. Ek vertrou hom vir al die geestelike goed, dan kom ek by die fisiese goed, hulle waak ek vas. Dan dink ek, Here, kan ek nou werklik vertrou om die fisiese goed vir my te versorg? Nee. Bruce? Ek dink Dawid sê dit baie mooi om te spreek. Net so 'n stukkie uit Psalm 131. Waarlik, ek het my siel tot bedaring gebring en stil gemaak, soos 'n gespeende kind by sy moeder. Soos 'n gespeende kind is my siel in my. So, stil gemaak. Moses sê vir die volk in vers 14, die Here sal vir julle stry. En julle moet stil wees. Die Here sal vir julle stry in die storm, na die storm, voor die volgende storm. Die Here sal vir jou stry. Hoekom? Want die Here is die een wat die opdrag gee. En hy is die een wat die beskermer is van die swakke. Hy sal. So ek verklaar liewer myself swak, sodat die Here kan stry vir my, as wat ek myself He-Man verklaar. In my tyd was dit, vandag sit ons ek 'n ander Superman, al die goed, maar He-Man is 'n sterk ouetjie wat ons gehad het. So, gee ek nou my ouderdom weg. Voor ek myself nou, Conan, en Conan was ek 'n sterk ouetjie geweest. Hercules! Voor ek myself nou so verklaar, Samson, en dan kom die vyand en slaan my bloedneus omdat ek op my eie krag vertrou, en dan sit ek met 'n groter geloofskrisis na die storm as voor die storm. Want hoekom het dit nou nie gewerk wat ek dan nou so verklaar of geklein het moet gebeur nie? Dit is hoekom die charismatiese wêreld mense seermaak, want hulle line mense op om iets te wil claim vir hulle self met die gebruik van God se krag. En as dit nie so uitwerk nie, los hulle mense op 'n verskriklike seer en swak plek. Want wat gaan nou aan? Wie is hierdie God dan, as hy nie is wie hy gesê het hy is nie? Maar dit het nie gewerk nie. Hier sê Moses, wees stil en aanskou. Raak tot bedaring. Draai om, kyk, die Here sal. Jakobus, wat doen hy toe net daarna? Net na dit wat Moses sê, wat doen die Here? Ek wil net gou baie vinnig by Bill aansluit voor ons nou net oor gaan kyk wat hy te gedoen het. Maar die punt is, en dis wat Moses eintlik vir hulle wou gesê het, toe hy gesê het die Here sal vir julle stry, julle moet stil wees, is eintlik wat hy vir hulle sê is die volgende. Hy sê God het julle tot hier gebring. God het hierdie storm opgewek wat hier agter julle is. Maar hy het julle tot hier gelei op die plek waar geen pad nou vir julle lyk 'n pad is nie. Hy weet waar is die pad. Vertrou hom in dit. Hy weet. Hy het jou gebring, hy gaan die weg vir jou open. Het hy reeds geweet dat hy die see gaan oopmaak? Wie? God. Hy het absoluut geweet hy gaan die see oopmaak. Het die volk dit geweet? Nee. Ons weet nie. Maar hy weet, daarom kan ek vertrou dat hy weet. Ek hoef nie. En dan is ons nou... Maar ek sta opgewonde man, wat het hy toe gedoen? Sorry man, ek kom nou daar. Huh? Ja. En dan steek Moses sy staf op en die Here open die see. Nee man, As dit wat hy kom gedoen terug.
moet ek nog terug? Ja, terug. Wat het hy gedoen? Okay. Hy was met die wolk in die kolom. Ja, okay, nee maar wag, nee maar ons kom nou nog. O, is ek hardloop vooruit? Sorry. Nee man, ek is opgewonde man, nou wil ek Okay, man, sorry man. Nee, dis net daarna. Maar ons moet eers hy die weg geopen. O, Dis die lieflikheid. Hy open die weg vir die volk. ek is te haastig. Wag broer, sterf gou. Hy open die weg vir die volk en hier sien die volk 'n pad wat hulle nie geweet het ooit daar sal kan wees nie. Droë grond waardeur hulle kon trek. Maar dis nou waar Bou graag wil uitkom is vers 19. Vers 19 sê en die engel van God, Met 'n hoofletter met 'n hoofletter, né? Die engel van God wat voor die leer van Israel uitgetrek het weggegaan en agter hulle aangetrek en die wolkkolom het ook voor hulle weggetrek en agter hulle gaan staan. So lees weer vers 21 van hoofstuk 13. Vers En die Here 21 het die Here. voor hulle uitgetrek bedags in 'n wolkkolom om hulle op die pad te lei en snags in 'n vuurkolom om voor hulle die lig te verskaf. sien julle? Voor hulle die Here in hoofletter E engel, Jesus. So Jesus was voor hulle deur die dag. Wie kom agter hulle in? In vers 19. Alles wat voor was kom skuif agter hulle in. Presies dieselfde. So ek sal jou voor en van agter beskerm. Ek is voor jou om jou die pad te wys, maar ek is ook agter jou om jou te beskerm. Ja, hy's die leidsman en die herder wat jou lei en die volgende oomblik toe verander sy bediening. En God skuif in en hy word jou bewaarder, hy word jou skild. En in dit word hy die Engelse woord wat in my hart opgekom het was retainer. Maar ek dink daar's 'n Afrikaanse woord, hy word die weerhouer. Maar retainer is vir my 'n mooier woord in die Engels. Hy retain die vyand. En hy sê tot hier toe. Ja. Maar jy raak nie aan my volk nie. Jy sien van daai klomp mense, jy besef nie hoe dit moet lyk as jy die wiskunde gaan doen, hoe lank dit sou neem vir daai ontsaglike hoeveelheid mense om deur daai rivierbed te kon stap nie. Gaan tap 'n dam leeg vanaand. En stap jy gou deur. Wie hoe lyk hy daai dam se bed aan die onderkant? Hy's vol modder. Dit sou tyd vat om mens en dier daardeur te kry. So die Here sê ek jaag jou nie aan op die pad wat ek vir jou gee nie. Gaan rustig deur, maar ek sal so lank die vyand besig hou aan die agterkant. Ek kom tussen jou en hom in. Want ek is ook die bewaarder van Israel. Ek is ook jou bewaarder. Ek is nie net jou voorsienerie. Ek is ook jou bewaarder. So al het hierdie storm nou gebeur, ek sal jou bewaar van agteraf. Hoekom dink julle wou hy vir Amalek uitwis? Want Amalek was die volk wat terwyl hulle deurtrek na Kanaan toe, het 8 van agteraf aangeval, die ou mense en die siekes wat agter getrek het, wat so vinnig kon trek nie. Hulle het hulle aangeval en beroof en dit die Here haat dit. Hierdie lafhartigheid wat van agteraf kom en die Here sê, ek sal agter jou wees. Want die vyand is lafhartig. Hy gaan nou wat jy deur die storm gegaan het en wat jy swak is, nou gaan hy kom. En hy gaan probeer om al jou joy te steel, maar ek gaan agter jou wees. Wees jy net stil en rustig en kyk hoe ek die verlossing bring. Hoeveel mense was in die woestyn? Dis 'n moeilike som, maar tussen 2 en 3 miljoen. Okay, so ek sê nou vir Kaapstad Stadion sê maar 50,000, né? So 'n miljoen is 20 Kaapstad Stadions. So Maal 2 ten minste. Ja, so ons kan werk op 40 na 50 stadions se mense wat moes deurgaan. Ja. Ek wonder nie hoe Moses met hulle gepraat. Dat almal gehoor. Ek weet nie. Ja. Ek weet nie, dis net dis die enigste vergelyking wat ek kan tref is 'n stadion. Maar nou die enigste WhatsApp wat hulle daardie tyd gehad het so gewerk. Jy sê die boodskap, die ouens hier naaste aan Moses is die hoofleiers en hulle versprei die boodskap treintjie agtertoe tot hy uitkom by die familiehoof wat uiteindelik hom gee vir die huis. So hy draai om, sê die boodskap gaan terug tot aan die einde. Hier gaan ons. So dit alleen kon 'n tydjie gevat het, dit om die boodskap by die agterste gehad het. Ek bedoel maar net die ouens naaste om die eerste woord kry en dan moet hulle die woord terugvat. So jy moet jou navorsing gaan doen as jy wil verstaan presies wat hier gebeur het. En dit sal jou help om perspektief te kry dat 1 of 2 sinnetjies wat hier staan eintlik geweldig lank gevat het om uit te speel.
Ek dink vers 19 is vir my 'n maar God oomblik. As jy na die hele situasie kyk. En die afgelope tyd dan bid Marel, die hele ding nou so begin het te goeders dan bid sy, sê Vader, bring net 'n maar God oomblik. Waar dit lyk is hopeloos, daar's daar 'n maar God. Julle al in die Bybel gaan kyk na daai woordjie maar. Gaan kyk in die Nuwe Testament, en van jy enkele woordjie maar, dan gaan kyk jy hoeveel keer lees jy na die maar, dan sien jy wat het God na die maar gedoen, maar voor die maar was dit 'n hopelose situasie, as daar na maar God het. En hierdie was ook so, hierdie is 'n maar God het oomblik wat hier gebeur. En hy stel homself teen die vyand. En ek wil net gou dit sê, moenie onkundig staan nie, ons het dit net ook al gesê, die Here kan die vyand teen jou laat uittrek. Wat het hy met Job gedoen? Hy sê vir die vyand, jy kan alles van Job vat. Dis reg. Vyand het hom gesê, wag net dat ek kan hom vat. Dan sê hy, vat alles. Jy kan aan hom vat, jy kan alles van hom wegvat, jy kan alles aan hom doen. Jy maak hom net nie dood nie. God retain die vyand. En dit kan wees in jou lewe dat die Here kan toelaat dat jy alles in jou lewe verloor. Hy gaan net nie jou lewe vat nie en in dit is hy die retainer en nog steeds jou bewaarder. En jy kan dit nie mis nie. Ek het 'n vriend, John Martins. Die enigste plek wat hulle op 'n stadium kon bly was by ons in die sitkamer. Dit is nog tydbou. Was by ons in die sitkamer. Hy en sy vrou en 2 kinders bly by ons in die sitkamer wat ons reggemaak het vir die enigste plek wat ons in die huis gehad het. Want weet jy wat, jou storm beïnvloed nie net vir jou en jou huisgesin nie. Jou storm beïnvloed 'n gemeente En 'n gemeenskap. En mense om jou. Nou bly hulle by ons in die sitkamer. Hulle ek en Marel in die oggend as voor ons kinders gehad het, lees in die bed, daar kom hy 2 kleintjies. Dan storm hulle by ons kamer deur in, boor die bed aan die kant af, dwars deur uit. Dan lê Marel en sê, lief, ek het nie meer privaatheid nie. Want die Here wil jou 'n bietjie privaatheid. Dis my lieflik, Rian, ek dink die Here het julle privaatheid seker lank al gestroop. Ja. Al altyd mense. Nee, maar die Here wil tot jou privaatheid stroop. Nie so aan jou privaatheid vasklou nie, want dan kan jy nie ander bedien en inneem nie. Nee. Nou bly hulle by ons in die sitkamer. Toe begin ek kry John Fleck, kinders van die Here, wat geweldige goed teen hy man gesê het. Geweldige goed. Hy's dit, hy's dat. Hoe kan dit die Here wees? Moenie dit vir my vertel, hy's te sleg en hy's. En ek sit een môre en ek vra Here, maar wat is aan die gebeur? En die Here gee my 'n skrif, ek dink Johannes 2 waar dit staan, dis vir hom uit die hemel gegee. En die Here sê daai môre vir my, jy bly naby aan hom, want jy gaan 'n openbaring van my sien wat jy nog nie gesien het in 'n man se lewe nie, en dit was so. Ek het 'n openbaring in 'n man se lewe gesien wat ek nog bitter min in 'n ander man se lewe gesien het. En die Here werk iets van Christus in daai man se lewe uit. Hulle later het iemand 'n enkel garage vir hulle reggemaak, 'n vriend van my waar hulle toe nou eers gebly het en so aan. En dan soek John werk en dan kry hy 'n werkie vir 'n paar rand 'n maand. Kan nie hier betaal, hy kan hom by die kos koop nie. Met die ou paar randjies sê, maar nou probeer hy maar werk en dan vind hy uit maar dis 'n ou wat sê hy's 'n kind van die Here, maar hy's so oneerlik en dan stap hy nou maar uit want hy kan nie verder aangaan nie. Hy het nou al 2 sy voete verloor, sy vrou het uit hom uitgestap. Nou bel ek vir John. Dis die man met die grootste vreugde wat hy was 'n groot man, hy's nou net so skraal. Maar dis die man met die grootste vreugde en blydskap in sy hart wat ek in my lewe gesien het. Nou vertel hy vir my, hy sê sy een voet is nou afgesit oor suiker. Nou probeer hy en dan val hy hom kapapel. Dan lag John. Hy sê, jou broer, hierdie pad met die Here is 'n lieflike pad. Al gaan dit val. Hy het 'n vreugde en 'n blydskap wat ek in my lewe nog nooit gesien het nie. Nou bel ek hom nou die dag. Nou sê hy vir my, Jakobus, my ander voet is ek nou af. Maar kyk, ek trou volgende naweek. As hy nou net eendag kan kom getuig sy getuienis, gaan julle 'n man sien. En julle in daai man gaan julle iets van Jesus sien wat julle nog nie gesien het nie. Deur storms het die Here die beeld van Christus uitgewerk en dis die ander kant van 'n storm. Die goed wat in Jesus is, moet tot 'n einde kom sodat Christus alleen kan oorbly en sigbaar word. As ek my net die vreugde, as ek net die volk se vreugde vat aan die ander kant, deurgetrek, see toe gegaan, die Egiptenaars het verdrink, alles wat 400 jaar lank vir hulle verdruk het, is verby. As jy daai vreugde vat, en jy kon dit terugbring, die kant van die rivier toe, die kant van die see,
en sê, as ek maar daar die vreugde in die Here kan hê, want ek weet hy sal dit uitwerk, dan sal dit met my ook beter gaan. Want my probleem is, my vreugde raak op aan die kant, terwyl die see nog toe is. En dan is die joy of the Lord nie my sterkte nie. En ek weet, ons het vlees en ons is mens, so ek blameer nie myself of mense wat in paniek of in vrees ingaan nie, maar ons kan nie daar bly nie. Ons kan dit beleef vir 'n oomblik en dan moet ons bekeer daarvan. Bekeer beteken omdraai. Dan moet ons kom by die plek wat ons sê, ek moet 'n keuse maak. Ek moet oordeel. Ek moet 'n keuse maak. Gaan ek in die vrees bly? Gaan ek in die angs bly? Gaan ek in die paniek bly? Of gaan ek omdraai en sê ek gaan stil wees en die Here vertrou en ek gaan in sy woord sit en dit bepeins, want ek kan niks in hierdie saak doen nie, so ek kan net sowel maar in die woord in gebed kom. En sê, Here, ek is nou rig teen die see. Die vyand val aan, ek kan niks doen nie, maar ek vertrou op U om hier 'n pad te maak waar geen pad is nie. En nou gaan ek in rus in, ek wag. Dan is dit 'n bewaring van my siel in die situasie. En die volk het in murmurering ingegaan en hulle het nie gestop. Daai spesifieke komponent van die volk het nie gestop murmureer daar nie. Hulle is deur die see en aan die ander kant, hulle het aanhou murmureer vir elke moontlike stormpie wat op pad was in die woestyn, het hulle bly murmureer tot by die punt waar die Here gesê het, julle en julle nageslag sal nie ingaan, of sorry, julle sal nie ingaan in die beloofde land nie. Julle nageslag sal ingaan. Maar julle wat so murmureer, julle lyke gaan in die woestyn lê. Want julle kan nie op my vertrou nie. Elke keer kom ek deur, elke keer wys ek my mag en my gesag. Ek is nog steeds die Almagtige. Ek is agter jou, ek is voor jou. Ek het gesê jy gaan in die beloofde land ingaan. Maar al wat jy kan doen is moan and groan daaroor. God het by 'n punt gekom wat hy vir Saul gesê het, Saul, jy wil my nie dien nie. Jy dien jouself. So nou, kry vir jou wat jy wil hê. En dan wil ons nie hoor die woord sê, en God het 'n bose gees in hom ingestuur. Dit was in elk geval Saul se begeerte was sy hart. So wat se keuse, geliefdes, gaan ons uitoefen? Kos dit julle geld om julle plase reg te maak? Ja, ek sien dit. Ek wil eers dink aan die diesel van al die excavators wat werk daar buite en trekkers wat moet loop en bome wat afgesaag word dit keer. Ek verstaan, dis geweldig. Ons harte bloei saam met julle. Maar nou is die tyd wat die kinders van die Here gaan moet staande bly en sê die Here stry vir ons. Weet ek hoe ek al hierdie rekening gaan betaal? Nee, ek weet nie. Maar die Here sal 'n pad maak want hy's 'n voorsiener. Hy's voor ons en hy's agter ons. Hy het geweet die storm gaan kom en hy's agter ons om ons deur te dra. Hy staan tussen ons en die vyand. Daarom kon Paulus sê, ja, die vyand het my neergewerp, maar ek is nie vertrap nie. En of dit nou die vyand was en of dit nou die Here was, ons het hierdie week in dieselfde groep lank daaroor gepraat. Oor hierdie toelatende wil van die Here. En wanneer sê ek nou dis die Here en wanneer sê ek nou dis die vyand? Weet wat is eintlik irrelevant watter kant dit is. Dit het gebeur. Die storm het plaasgevind. Die vloed het gekom. Die damme is stikkend. Die paaie is vernietig. Die wingerd is weg. Wat ook al gebeur het gebeur. Dis waar ons nou is. Nou, om vinger te wys na watter een van die Here of die vyand is, gaan jou die mekaar maak. So kom ons kom by die plek waar Moses sê, wees net stil en aanskou. Die Here stry vir jou. Die Here stry vir jou en hy wat in jou is groter as hy wat jou wil vernietig. En ons sal hier deurkom as 'n gemeente en as 'n gemeenskap. En ons getuienis sal wees van die begin tot die einde. Dit was die Here. Die een wat gee en die een wat neem. Prys die naam van die Here. Ons sal vas staan in die Here. Ons lied sal loop dwars deur die storm, in die middel van die storm, prys hom in die storm, aan die ander kant uit, al is dit vir ons moeilik. Al is dit vir ons moeilik, sal ons saam staan en ons sal die Here vertrou. Vir elke dingetjie wat ons nodig het om hier deur te kom en aan te gaan en ander te help terwyl ons self in 'n krisis is. Dan is hy voor jou en hy's agter jou. Bewaar hy jou van agteraf, lei hy jou van vooraf. Ja, en ons sien dit in Matteus 8 ook, nee. Dieselfde.
Hulle het dit net nie besef nie, daar maak hulle hom wakker en hy vra vir hulle klein gelowiges. En wat doen hy? Staan op, spreek die storm aan en hy bring die storm tot stilstand, hy retain hom. Want sy hart was nie om hulle uit te wis nie. Sy hart was dat hy iets in die storm moes leer. En ons kan dit baie maklik mis. Ek hoor baie mense praat so oor 'n storm, maar praat oor die wind is so kragtig en die water is kragtig en al die goed en is waar, maar weet julle wat? Hy is die God van die wind en hy is die God van die water. Hy het dit beveel. Hy gee die reën, hy laat die wind waai. Niemand anders nie. Staan, sê die psalms. Dis mos in die psalms waar staan in broers, nê? Wat sê hy stuur die wind en hy stuur die water. Hy stuur die reën. Maar weet julle wat, dis hoekom net iets van oordeel genoem het. Want dis die ander kant. Vir die een kan dit 'n oordeel wees wat God bring. Vir die ander een. En dit wat Bou nou gesê het, is absoluut reg. Ek net nog 'n dingetjie bysit. Vir 'n ander een kan dit die tugtiging van 'n liefdevolle Vader wees. Sien jy die liefde van God in jou storm? Want Romeine 8 sê, niks kan my skei van sy liefde nie, al lyk hy storm hoe. En dis wat John Martens gesnap het. En daarom moet hy blydskap, want hy weet, niks. Al verloor hy nou al sy bene en al sy hande en wat ook al, niks kan hom skei van die liefde van sy hemelse Vader. Niks nie. Jakobus, ons het verlede week gepraat oor die waarskuwings wat die Here ook uitsit. Daar's baie waarskuwings wat die Here uitsit. En die Here stuur mense om te sê, so sê die Here, kom weg hier, kom weg hier, kom weg hier. As jy nie gaan luister nie, kan jy nie die Here blameer vir wat gebeur daarna nie. Laat die wat ore het, sê die woord, luister wat die Here sê. Sy hart is om ons skoon te maak, sy hart is om ons rein te kry, sy hart is om ons vorentoe te neem, saam met hom in die koninkryk te gebruik, maar ons moet hierdie goedjies gebruik om te hoor en dan te doen wat hy sê. Sy liefde laat staan die arkse deur van genade vir ons oop om in te kom en gered te word. As iemand nie hoor nie, is hy klaar geoordeel, sê Johannes, want omdat hy die seun van God verwerp by die kruis, verwerp by die verlossing, verwerp by die genade van die opstanding en die vergifnis, alles in een. Dis ongehoorsaamheid. Ons wat hom aanvaar het geantwoord en sê dankie Here vir die uitkoms. Maar nou wat ons gered is, beteken dit ons moet bereikbaar wees. En die Here gaan ons nou weer gebruik om te gaan na ander plekke toe waar hy sê, set my people free. Gaan doen dit. So ons raak die hande en voete van Jesus in ander mense se krisisse om daar te wees soos Moses en soos Christus daar was op die aarde. En dis disippelskap. Dis disippelskap. En disippelskap is nie die rugby is nou aan, ek like my rugby, moenie 'n fout maak nie. En dit gaan moeilik wees as jy All Blacks in die Springbokke speel, die Here sê praat jy van die kant af, sê ek moet iets anders gaan doen. Maar dit is moontlik om gehoorsaam te wees in daai stadium en te sê wat u wil hê is belangriker as my gemak. En dit wat hy vir die volk wou leer. Onthou nou net, Egipte het 400 jaar lank gekleef aan hulle. Hulle was baie meer Egiptenaars as Israeliete toe hulle uitgetrek het. En daarom om hulle karakter in lyn te kry met God, moes hy hulle deur daai trekproses vat en deur die woestyn vat om hulle in die beloofde land in te vat as mense wat lyk na God. So dis die proses wat die Here met ons werk. En ons gaan nou afsluit. Die Here is met 'n proses besig in hierdie storm. Maar terwyl hy besig is met die proses, sit hy alles in plek om jou te bewaar van agteraf en te lei van vooraf. Hy sit alles in plek om aan jou te voorsien, maar hy sit ook alles in plek om jou te laat afsterf, sodat dit in die woestyn kan agterbly as jy in die beloofde land ingaan, as jy in die plek ingaan wat hy vir jou voorberei het. Laat hom toe om dit te doen. Laat hom toe om te voorsien, laat hom toe om weg te vat. Laat hom toe om jou te bewaar van agter. Laat hom toe om jou te lei van vooraf. Laat hom toe om beheer te neem van jou lewe. Dis die keuse wat ek en jy moet maak. Dan sal ons beleef wat Moses gesê het, aanskou
die groot werke wat die Here gaan doen. En dan sê Jesus vir sy disippels wat? Julle sal nog groter werke as dit sien. As wat ek op aarde, julle sal nog groter werke as dit sien. Aanskou dit terwyl jy oorgee in die hand van die Here en wag op hom sy tydsberekening, nie joune nie. Ek wil net met hierdie een vers afsluit. Die ding wat ons moet onthou, julle kan dit self gaan lees, is Jakobus 1 en 1 Petrus 1, want dit gaan oor die toets van geloof. So julle kan daai 2 hoofstukke of gedeeltes gaan lees, veral 1 Petrus 1. Dit is 'n lieflike gedeelte dat ons geloof beproef bevind mag word wanneer Jesus kom. En reg bevind, maar ek wil net hiermee afsluit, omdat dit vir my baie mooi aansluit. Is nou 'n vers wat ou nie oor die algemeen raak lees nie, maar dis Jeremia 48 vers 11, te praat oor Moab. Daar sê dit, Moab was gerus van sy jeug af en het stil gelê op sy afsaksel, sonder dat hy leeggemaak is van vat in vat. Hy het nie in ballingskap gegaan nie, daarom het sy smaak in hom gebly en sy geur nie verander nie. En as jy nou die wynproses, ouens wat daai jare nou wyn, nie nou die en daar seker nie, maar vat tot vat, hulle het die goed in 'n vat gegooi en dat staan dat daai drek afsak. En dat hulle hom oorgegooi in 'n volgende vat, daar staan hy weer tot daai drek afsak wat saamgekom het. Dan gooi hulle hom weer uit in 'n volgende vat. En so het hulle hom oorgegooi totdat die laaste drek uit daai wyn uit is, dat sy smaak en sy geur kon wees wat dit moet wees. Avocado pere, oom Bruce, wat deur 'n storm van wind en weer gekom het. Nou het hom gesê, hulle lyk of hulle daar deur gekom het. Jy sal die tekens van die kruis in jou lewe dra. Maar hulle smaak lekker. Laat die Here toe dat jy jou van vat tot vat kan leegmaak, dat die drek kan agterbly. En dat Jesus na vore kom, dat jou geur en jou smaak Christus kan wees. Meer as dit is net amen.